Goeiedag, en vandag is ons by Matteus 24 en dit handel oor die profesie van Jesus oor die eindtye. Vers 1. Toe Jesus van die tempel af weggaan, het sy disippels nader gekom en sy aandag op die tempelgeboue gevestig. Maar hy antwoord hulle: Julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle. Hier sal nie een klip op die ander bly nie, alles sal afgebreek word. Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra: Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees? En Jesus antwoord hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom, en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word, en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkom. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Die groot verdrukking, vers 15. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan. Wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moenie ingaan om sy goed uit die huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moenie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Bid dat julle nie in die winter of op 'n Sabbatdag hoef te vlug nie, want in daardie tyd sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was, dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar terwille van die uitverkorenes, sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek, Jesus, het dit vir julle vooruit gesê. Vers 26, en as die mense vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet julle nie daarheen gaan? Of as hulle sê, hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die seun van die mens sal wees soos 'n weerligstraal wat in die ooste uitslaan, en die hele lugruim tot in die weste verlig. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls bymekaar kom. Die koms van die seun van die mens is die volgende profesie waaroor Jesus praat. Vers 29. Kort na die verdrukking van daardie tyd sal die son verduister word, en die maan sal nie skyn nie. Die sterre sal uit die ruimte val, en die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslaaf wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit.
Die groot trompet sal weer klink, en hy sal sy engele uitstuur, om sy uitverkorenes bymekaar te maak uit die 4 windstreke van elke hoek van die aarde af. En dan gee Jesus die voorbeeld van die vyeboom. Vers 32, leer dit van die vyeboom as 'n voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, weet julle die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is, voor die deur. Dit verseker ek Jesus julle. Nog in hierdie leeftyd van hierdie geslag sal dit alles gebeur. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde sal nooit vergaan nie, sê Jesus. En dan praat Jesus in 'n volgende profesie oor die dag en die uur van sy wederkoms, nê? Vers 36, maar niemand weet wanneer daardie dag of uur sal kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun, ek self sê Jesus, nê? Nie. Net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, so sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om hier dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En dan vertel Jesus van die getroue en die ontroue slaaf. Vers 45, wie is eintlik die getroue en verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor sy ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf vir wie sy eienaar by sy tuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek, Jesus, julle. Hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan en saam met die dronkaards begin hy eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Vers 51, en ons sluit af met dit. Dan sal sy eienaar hom laat doodmaak, en hom die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners, sê die Here. Nou, Matteus 24 is Jesus wat oor die eindtyd praat en ons waarsku, nê? En die profesie is Matteus 24. Daar sal baie misleiding en onrus wees, valse profete, oorlog, hongersnode en aardbewings, vers 4 tot 8 gelees. Volgelinge sal vervolging in die gesig staar en deur alle nasies gehaat word. Ja, gruwel van verwoesting, dit wat die vernietiging van die tempel aandui. Vers 15 tot 16 het ons dit gelees. En wat is die boodskap? Die boodskap is dit: bly gereed, bly getrou en fokus op God se koninkryk. Jesus se wederkoms sal skielik en onverwags wees. So, prioritiseer jou verhouding met hom, Jesus. 2 vroue sal by die meelmaal het ons gelees. Die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Waak dan, want julle weet nie op watter dag en watter uur die Here kom nie. Jesus beklemtoon dat wanneer hy terugkeer, die skeiding skielik en onverwags sal wees. Sommige sal gereed wees, ander nie. Die boodskap is baie, baie duidelik. Bly en lewe waaksaam en voorbereid. Jy weet nie
wanneer Jesus sal kom nie. Jesus gebruik hier alledaagse aktiwiteite soos graanmaal, werk in die land om te illustreer dat sy wederkoms enige tyd, enige plek kan plaasvind. Dis 'n oproep vir my en vir jou tot voortdurende gereedheid en getrouheid. Is jy gereed vir Jesus se koms wat voor die deur lê? Seën, vrede en genade vir almal wat Jesus Christus aangeneem het. Glo in God die Vader en die Heilige Gees. Ja, wat hierdie woord van Jesus in hulle harte vasanker en in hulle harte bewaar. Amen.